Gek oor haar eie Afrika Ondier, episode 131. Lia word Saterdagoggend wakker met iemand wat aan haar woonstel deurklop. Dit is Anna, sy lewer vir haar ontbyt in die bed af. Manuel sal sorg dat Sergio sy ontbyt kry. Daar was gisteraand laat gekuier op herdersretreat, maar teen 10:00 het Maria beheer van sake geneem en haar na haar woonstel toegestuur. Alleen met 'n ligte kalmeerpilletjie, iets wat haar genadiglik uitgeklink het die oomblik toe haar kopkussing gevat het. Wat van Sergio, het Lia besorg gevra toe sy die pilletjie gesluk het, want die manne sou hom mos nie maklik laat gaan het nie. Los dit by my, het Maria gesê en met 2 van haar pilletjies en 'n glas water op hom afgepyl. Drink, Sergio. Wat drink ek? Het hy gevra en die pille bekyk. Vertrou my, net 'n natuurlike produk wat gaan maak dat jy nie heel nag in jou bed rondrol nie, want vanaand slaap jy vir oulaas alleen in jou woonstel en Lia in hare. Nee, ek wil nie. Hy wou die pille neersit. O, maar jy sal. Sluk, Lia het ook een gedrink en dan gaan julle albei nag sê en slaap apart, sodat julle môre op julle beste kan voel. Ek sal net op my beste voel as ek Lia langs my voel, het Sergio al hoe meer op stroppelis geraak. Nee, dit is baie sleg vir 'n bruidegom om langs sy bruid wakker te word op die oggend van hulle troue. Toe maar Sergio, het Luca Willemse getroos en betekenisvol bygevoeg. Dit is net vir vanaand, want die oggend na die troue. Wat van die oggend na die troue? Wou Sergio weet, en toe het hy die pille in sy mond gegooi en gesluk. Die oggend na die troue sal almal jou kwaadlik neem, as jy nie bo op jou bruid wakker word nie. En daar skeer die klomp manne hulle holle. Sergio het skeef geglimlag en saam met Lia tot by haar woonstel deurgestap, waar hy roerend en emosioneel van haar afskeid geneem het. Miskien was dit die voggies wat toe saam gesels het, want toe hy haar eers in sy arms toegevou het vir 'n nagsoentjie, was hy nie meer gebore in staat om terug te loop nie. En toe het Maria en sy pa hom persoonlik kom haal en na sy eie woonstel geneem, hier voor haar deur. En nou is dit Saterdag en niemand mag hom ooit weer voor haar deur kom wegvat nie, dink Lia met deernis en 'n gevoel van opgewondenheid, terwyl sy na die lekker ontbyt op die skinkbord kyk. Maar toe wil sy uit die bed vlieg. Hemel, dit is 8 uur. Sy en Sergio trou 11 uur en daar is nog 'n menigte goed wat vanoggend gedoen moet word. Nee, jy gaan nêrens heen nie, lag Anna. Jy gaan jou ontbyt eet en dan gaan jy rustig in 'n bad lê. My suster se haarkapperdogter is reeds hier op Hurters. Sodra jy jou japon aan het, sal sy na haar vriendin inkom en jou naels en hare doen. Intussen sal die dames wat wil kom gesels toegelaat word by jou om so 'n bietjie hier te kom sit. En natuurlik Larry wat die fotos en video's moet neem. Maar wat van die troulokaal, daar op die punt van die stoorkamers, het Lia gesê. Alles onder beheer, die klankstelsel is reeds ingesit, ek en Peer en Aleid het die klomp rose en blomme wat jy daar in potte gesit het, reeds weer water gegee en bietjie gespuit. En teen die kersse teen die muur is in die blakers en die wat jy wil aansteek, staan op die tafel. Net soos wat jy dit self daar neergesit het gister deur die dag. Alles lyk nog net so wat wil jy daar gaan doen? Nou wat van die eetkamer? Wel, al die vrouens is daar besig om die blomme op die tafel te rangskik. Paai Anna haar verder, presies net soos wat jy gevra het. Sergio se rooi rose, maar met die marigolds of Afrikaners tussenin. Daar is 'n lyn van goud, brons en rooi van die een kant na die ander kant van die tafel toe ek laas gekyk het en dit lyk reeds fantasties. Jy sal maar moet wag en sien, maar alles is onder beheer.
Ma Maria en haar personeel is besig in die kombuis met die happies en die eetgoed vir vooraf. Dit word so 10:30 uitgedra na die gazebo daar buite, sodat die mense hulle nie ooreet aan die lekkernye nie. Dan sluit ons die huis se deure, sodat die mense moet glo dat die eetkamer gou reggeskuif gaan word. 11:15 maak Manuel en Jesso die laaste stoor se deure oop en wys vir die mense om in te stap. Jou pa en Sergio se ouers moet eers buite wag. Dan kom Ali predikant vir Sergio en sy ouers en jou pa gaan kom om jou te kom haal, want in daardie stadium moet almal reeds binne wag. En ons het mos die name op elkeen se sitplek gesit, so Lia, jy gaan nêrens heen nie. Ek wens ek kan Sergio se gesig sien wanneer hy daar instap en die lokaal vir die eerste keer sien, want hy dink mos die huis se eetkamer. Wow, roep Lia opgewonde uit. Maar jy sal sien, want Jesso en skoonpa gaan ook video's neem van alles en almal, want arme Larry kan mos nie oral wees nie. Behalwe dat ek gehoor het dat sy vir Luca 101 instruksies gegee het, want hy sal met die ander kamera en videokamera daar staan. Nee wat, jy sal alles sien en weet wat vooraf gebeur het. Maggies Anna, dan gebeur dit nou uiteindelik regtig. Ek en Sergio trou vandag. Inderdaad, liewe Lia, vandag trou jy met die prins van jou drome. En daar stroom die trane. Nee, Lia, dit is glad nie die plan nie. Kom aan, sluk weer een van die pilletjies wat Ma Maria met my saamgestuur het. Nee, ek kan nie, ek wil nie weer slaap nie. Ek wil alles inneem en elke oomblik geniet, snik Lia. Maar dit is wat die pilletjie gaan doen. Hierdie is net 'n chill pill. Wat regtig help. Voordat Lia aan die bad klim, stap een van die meisies in en sit 'n masker op haar gesig. Sy gaan bad met 'n glas vonkelwyn in haar hande. Wanneer sy uitklim en die japon aantrek, kom was die haarkapster haar hare en sit 'n behandeling op die hare ook op. Daarna word dit met groot krullers ingedraai. En terwyl sy op 'n stoel sit, kry iemand haar naels beet, toenaels en die aan haar hande. Van die vroumense wat gaste daar is, kom en gaan, haar ma ook op 'n stadium, almal klink 'n glasie saam met haar. Teen die tyd dat sy haar rok moet aantrek vir die seremonie, jag Maria almal daar uit, vir Emily ook, net Larry mag hier agterbly. Larry en Lia stap na die kamer toe. Daar hang die 3 uitrustings van die naweek. Die silverbloue, wat Lia by die kleremaker in Bonsai laat maak het. Emily se chic goue tabbert en die tradisionele swart rok wat haar ouma se trourok was, met die bont borduursel op. Dit is net na 10. Sy kan seker op die laaste oomblik nog van plan verander, maar toe roep Larry uit. My genade, dit is die heel mooiste rok wat ek nog in my hele lewe gesien het. Lia, ek weet almal het vanoggend al 'n traan of 2 gestort, maar nou wil ek sommer saam met jou huil. Ek sien al die vingers voor my wat hierdie borduurwerk gedoen het, ure en ure se liefdeswerk vir haar dogter. Ja, dit was my ouma se trourok, die een saam met wie ek my eerste ondervinding as pottebakker opgedoen het. Kyk, hier is 'n foto van haar in die trourok. Ja, jy en jou ma lyk na haar. Dit is so mooi. Behalwe natuurlik dat jou ouma se hare donker was en dat sy ook donker oë gehad het, maar sy was 'n pragtige mens. Maar op hierdie foto lyk sy of sy skaars 16 is. Sy was blykbaar darm al 20. Lia glimlag liefdevol af op die mooi meisie met die swart rok, wit mantel, die vele krale om haar nek en die pragtige borduursels. My ma het altyd gesê, my ouma het soos 'n Kersboom gelyk.
Maar vir my was dit so verskriklik mooi. Ek het altyd hierdie foto saam met my gedra. En nou is ek so bly om dit vir jou te kan wys. My ouma se ma, my grootouma, het natuurlik hierdie rok vir haar gemaak. Sekerlik het my ouma gehoop dat my ma dit ook eendag sou dra, wat sy geweier het. Larry sit haar kamera neer en stap nader en toe voel sy met haar vingers oor die sagte satijn en kant van die swart geborduurde trourok. Sy tel die handgeborduurde gordel wat om Lia se middel moet kom op en kyk lank daarna. Uiteindelik sit sy dit neer en tel haar kamera op om te begin afneem. Lia vat die fotootjie en druk dit vir oulaas styf teen haar vas. Sy maak haar oë toe en stuur 'n boodskapie daar na die ander kant. Dankie ouma, dankie vir al die liefde oor al die jare. Dankie dat ek saam met ouma my hande in klei kon sit. Dat ouma my lief gemaak het vir kuns, maar ook vir die plaas waar ek uiteindelik die held van my drome, die man van my toekoms ontmoet het. Dankie ouma, dankie dat ek vandag jou trourok kan dra. En toe voel dit vir haar asof arms om haar gaan, hoe sy teen iemand se lyfie vasgetrek word. 'n oomblik van alles oorheersende liefde, want daarna het Lia vir geen oomblik 'n twyfel meer nie. Wanneer Maria instap, wag sy dat die vrou haar help om die swart rok met die rooi en geel en goue geborduursel aan te trek. Die enigste verskil is dat sy net een string van ouma se fyn krale gaan aansit, met goue oorbelle, waaraan 3 fyn rubyne hang, waar ouma natuurlik omtrent 20 stringe krale om haar nek gehad het op hierdie foto. Sergio staan buite en deel swart hoedjies uit vir die manne. Uiteindelik het die kleremaker gesorg dat daar genoeg is vir elke man wat die troue gaan bywoon, teen geen ekstra koste nie. Daar is selfs 3 oor en toe Rory 10:15 inry, kry hy ook een om te dra. Daar waar al die gaste nou onder die gazebo staan en wag vir die kanapees en sap wat uitgedra moet word. Sergio het vir hom gesê dat hy iemand anders mag saambring as metgesel, maar Rory het net sy kop geskit. As dit nie Mart Marie kan wees nie, kom hy verkieslik alleen. Sergio het sy skouer gedruk en die saak daar gelos, want die man was baie delikaat op daardie oomblik. Die geselligheid word skielik onderbreek deur 'n oorverdowende geraas, toe 'n weermag helikopter laag oor die plaas aangevlieg kom. Katja en Dave moet net keer, want die 5 kameroontjies hardloop met rooi en geel stroompies in die rigting waar die chopper gaan land. Waar die kindertjies die streamers in die hande gekry het, weet net hulle. Volgens Katja is die kleintjies half buite beheer, want hulle het mos nie hierdie keer vir Nanny saamgebring nie. Nee, wat, hulle is kindertjies en te pragtig, sê Emily en gee vir hulle nog van die streamers wat daar eenkant in 'n mandjie is. Ek het net een kleintjie gehad, maar ek weet nie hoe doen julle dit met 6 van die goedjies nie. Nie, ons het 5, help Dave haar reg. Wat is die ding van almal met die 6 kleintjies wat hier is? En hier is net 5 van die goedjies, vra Sylvia, Sergio se sussie ook. Nee, hier is 6, sê Sylvie, Arend se kleinsus, en wys daarna iewers heen. En toe kyk Sergio mooi, en hy begin ook tel. Nee, Sylvie is reg, hier is beslis 6 kinders. Hoe kan die mense dan twyfel? Maar 5 kom terug, en hy sien hoe die 6de enetjie met sy streamers aanhou hardloop. Hy wil natuurlik agterna storm, seker maak dat die kind nie letterlik die ewigheid in hardloop nie. Toe Arend hom terughou. Dit is alright, daai enetjie is in staat om vir homself te sorg. Los hom, Sergio. Vir 'n oomblik is Sergio tot in sy skoene gekonfoes, maar nadat Mika ook vir hom gewys het dat hy moet los en bly staan, skud hy net sy kop,
Wanneer hy weer wil kyk waar die ou seentjie is, het die kind soos mis voor die son verdwyn. Agter hom beduie John in die bondel. Gelukkig, sedert die aanval op die leeuplaas, is hier 'n redelike militêre sigbaarheid met die weermag en die helikopters wat hier rondvlieg. Maar niemand het natuurlik verwag dat een van hulle gaan land nie, want die volgende oomblik sak die helikopter agter die hanger in en Sergio hou asem op toe sy baas sy selfoon onverwags begin lui. Hy hou die man bekommerd dop. Ag, asseblief, net nie moeilikheid vandag op hom en Lia se troudag nie. Maar die baas stap met 'n wye glimlag na sy kollega, Dr. Rory Rodriguez toe. Sal jy asseblief een van julle gaste op die aanloopbaan gaan haal, Rory? Rory voel vir sy bakkiesleutel in sy sak, maar die kar staan mos aan die ander kant van die huis en John sê vir hom, nee man Rory, vat sommer die troukar, dit is die naaste voertuig. Hy gaan tog nie regtig gebruik om rond te ry as troukar nie, net vir die foto's. Oupa Gonzales se antieke Land Rover, wat daar staan en opgemaak is, ook met rooi en geel linte en streamers. Meer vir effek en die foto's natuurlik, soos reeds gesê. Kom ons gaan, sê Sergio, toe die man in afgrys na daardie Land Rover staar. Die ding dateer dan uit die middel van die vorige eeu. Sergio glip agter die stuurwiel in. Hy het immers al 'n paar maal met die bokwa moes rondry. In die stadium het nie een van hulle idee oor wie en wat die kosbare persoon of vrag is wat daar deur die helikopter afgegooi is nie. Maar beslis sal dit nie iemand wees wat behoort te wag nie. En hy is reg. Dit is Mart Marie wat daar vir hulle staan en wag. Sy lyk te pragtig in haar eie lang rok en al wat wys dat sy nie te wel is nie, is die donkerblou slinger waarin haar arm hang. Sy en Rory lag en huil deur mekaar toe hy haar teer in sy arms toevou en daarna na die ou Landy toe lei en die agterdeur oopmaak. Moenie haar bagasie vergeet nie, beduie die soldaat wat haar help afklim het uit die helikopter. Na die pakkaas wat hulle ook daar uitgespoeg het, wys hy, voordat die helikopter se engine weer begin spoed vang, waarna hulle vrolik waai en opstyg. Dit is natuurlik maar weer ou Sergio wat laai, want die twee sit al op die agterste sitplek van die stasie waar, klou aan mekaar vas en het net oë vir mekaar. Hy klim maar weer agter die stuurwiel in en ry gedwee terug na waar die gaste wag. Sergio ry sy eie troukar, besluit hy, met 'n ander verliefde paartjie agterin, maar hy geniet dit nogal. Net jammer dat Lia nie nou deel is van hierdie deel van die troue nie. Maar toe hy sien hoeveel kameras en selfone daar is wat na hulle mik, toe hy stilhou en die agterdeur vir die twee eregaste oopmaak, weet hy dat sy dit beslis later weer en weer saam met hom sal kan geniet. Daar is darm hulp van Jesu en die ander manne af, toe hy Mart Marie se bagasie en goedjies voorlopig sommer daar in sy eie woonstel gaan pak. Jesu gaan parkeer die Lando weer presies daar waar hy moet staan, sodat hy darm deel kan wees van al die troufoto's wat geneem gaan word. En toe breek die groot oomblik aan, die stadium waarop hy en sy pa en van die manne voor die deur moet gaan staan en wag. Wanneer elke man dan by haar man inhak, elke vrou by haar eie man gaan inhak en na hulle sitplekke toe moet loop, totdat net hy en sy ouers gaan agterbly. Dan sal hy sy ouers by die lokaal inneem, hy in die middel met pa Martinez links en ma aan sy ander hand. John sal dan stap om vir Lia te gaan haal. Lia, dit is tyd my liefste vroukie, jubel dit in hom. Maar toe breek die oomblik van konfusie aan. Manuel, wat ewe plegtig by hulle almal verbystap. Hy dog nog die beesklok wat daar by die stoorkamers en Aleid en Peer se woonsteldeure aangebring is 'n voordeurklokkie wat die manne van een van hulle reise af saamgebring het.
toe is dit nie. Dit is 'n kerkklok, 'n beesklok. Manuel lei die beesklok dat die bosse antwoord gee. Die kant toe, dankie, sal almal in 'n ry kom staan. Jesus lei die stoorkamer se dubbeldeure oop en toe verskyn daar 'n sprokiesgrot voor hulle. Liggies wat uit die dak hang, kersse teen die mure en rye bankies. En soos wat die mense begin instap, sê Jesu, julle name is op die sitplekke neergeskryf. Vir Sergio is dit alles soos 'n droom. Hy kyk vir die eerste keer na die boog bo kan die deur, die blomme in die rooi en geel geverfde potte, wat saam 'n erewag vorm. Die hele tyd dink hy dat Lia hulle troue net so in die verbygaan ervaar. Nou sien hy vir die eerste keer hoeveel moeite sy regtig gedoen het. Wanneer hulle almal binne is en sit, beduie die jong dominee vir hom dat hy en sy ouers nou na hulle sitplekke in die voorste ry mag stap. En dan moet hy maar daar voor saam met hom kom wag en hoop dat die bruid een of ander tyd gaan opdaag. Sergio gee hom 'n vuil kyk. Natuurlik sal sy bruid opdaag. Hoe kan sy wegbly na al die moeite wat sy self gedoen het? Maar die oomblik is vir hom baie groot. Hy voel in die sak van die baadjie met die ekstra pand agter wat hy aan het en halleluja, daar is 'n haal wit sakdoek, splinternet, maar gewas in klein klits. Lia ken hom mos teen die tyd. Sy het geweet dat sy blaas agter sy oë gaan inspring. Hy klad sy wange vinnig en toe verstom hy hom weer oor al die moeite wat sy gedoen het. Die skildvelle teen die mure wat met keer dat die kersse die verf skroei en reg voor hom 'n boog en 'n kruis van bamboes. Die rose wat hy gekoop het wat saam met Afrikanertjies gerangskik het. Wie sou dit nou kon dink? Lia, dis sy wat dit sou kon doen. Die prinses van Hurters Retreat, wat vandag sy huweliksmaat is, amptelik sy vrou gaan word. Hy stoot sy bors trots uit. Regs van hulle is daar 'n dubbeldeur wat oop is, waarskynlik vir meer lig en lig. Of waar die mense wat voor hulle hier gebly het, met die plaas se ou implemente en trekkertjies kon inry, want genadiglik is dit een van daardie koeler lente dae, waar die wolke nou stadig maar seker oor die aarde begin vergader en saampak. Miskien kan hulle 'n donderstormpie later deur die dag verwag, strome van seëninge op hulle troudag. Alles wat bydra tot 'n gevoel dat dit wat was, weer sal wees en wat is, reeds tevore gebeur het, geskiedenis en gewortel in eeuoue tradisies, asof die geeste van 200 jaar gelede vandag hier is, om oor hulle te waak. Skielik speel daar sagte harp musiek in die agtergrond. Die dominee het aangeskakel. Sergio wieg effens op die maat daarvan. Dit is mooi, dit kalmeer hom. Is jy alright of gaan jy omkap, ou swaar? Vra Diego, wat saam met sy ouers en suster op die voorste bank regs van hom sit. Ek is okay, maar moet alle oë nou so op hom vasgenaal wees? En toe is daar stilte, 'n skielike, oorverdowende stilte. 'n Stilte wat vir hom sê dat Lia en haar pa net aan die ander kant van die gang tussen die sitplekke buite kan die deur staan en wag. En toe speel die troumars. Jesu en Manuel maak die deur oop en Lia en aan haar pa se arm stap in. Sergio knip sy oë 'n paar maal. Die skielike lig wat agter haar skyn, maak dat hy nie mooi kan sien nie. Dan maak Jesu die deur weer toe, en op daardie oomblik weet Sergio dat die persoon wat na hom toe aanstap, mooier as selfs die mooiste engel van sy verbeelding is.
Dit voel asof sy nie eens van hierdie aarde kan wees nie. Die rok is nou wel swart, maar daarop is borduursel wat pas by die krawat wat hy om sy nek dra. Maar bo oor dit alles dra sy 'n wit mantel wat geborduur is soos die beld om haar lyf, wat haar soos 'n pragtige bruid laat lyk. In haar hand net 'n enkele roos en 'n kers. 'n bietjie van die Portugese erfenis en tradisie wat hulle familie mos deel uit die vorige millennium, terugkeer na die aarde en dit wat was. Sy voete staan gegrond op die regte plek. Sergio besluit, hy sal nou moet ophou dink. Hy sal moet leef vir hierdie oomblik. Hy wil nie weer beheer verloor nie. Daarom los hy nou die trane waar dit skaamteloos oor sy wange loop. Voor hom sien hy hoe Leah se oë rek. Sy gaan dalk John se arm los en hardloop, maar hy tree haastig nader. John stop eers met haar voor die kansel en Leah hak by hom uit. John soen sy dogter en steek 'n hand na Sergio toe uit. Daar is trane op sy aanstaande skoonpa se wange ook. Hou hard, hou, maan Sergio homself, toe sy ore alweer begin sing. Bly tog net op jou voete. Hy vat John se hand en skud dit. Maar dit bly nie net daar nie. John trek hom 'n oomblik teen hom vas en hou hom daar. Hy sê, vandag kry ek die seën wat ek altyd wou gehad het by. Dankie, Sergio. Dankie dat jy Leah aan my vertrou, John, antwoord hy. Pa, sê die man, en toe draai hy na Leah. Sergio wil nie 'n arm hou nie, hy wil haar in sy arms toevou en deur die hele seremonie daar koester. Maar duidelik sal dit nie paslik wees nie, want die dominiekie wys vir hom, hak in ou maat. Hy kyk af in daardie lieflike gesiggie en toe sê hy uit die diepste van sy wese, Leah, jy lyk fantasties. Ek is mal oor die rok wat jy aan het. Ek het jou lief, maar hiervoor kan ek vir jou selfs nog liewer raak. Jy lyk self amazing, jou fantastiese Afrika engelman, prewel sy en hak by hom in. Op daardie oomblik is dit net hy en sy op die aarde en in die heelal. Totdat die musiek ophou speel en die dominiekie daar voor hulle sê, nou ja, welkom gaste, dames en here, familie, bruidspaar, laat ons begin. Word vervolg.